Welkom by vandag se eediens. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarmee word ons bewus daarvan dat ons by mekaar wees vanoggend is in die teenwoordigheid van die Heilige Here. Mag jy in hierdie tyd ervaar dat God jou ontmoet, dat hy vir jou vandag 'n boodskap het. Here, en ons vra dit, ons vra dat U ons in hierdie ruimte sal kom ontmoet, dat U met ons elkeen sal praat en dat U Uself hier sal verheerlik. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor verskillende figure in die Bybel en spesifiek oor hulle gawes, sodat ons iets meer kan verstaan oor hoe ons gawes in diens van die Here kan gebruik. En vandag is dit Ester se beurt. Ek gee ons 'n bietjie agtergrond oor die tyd waarin Ester geleef het. Ester leef in 'n tyd waar die Jode in ballingskap was. Die Jode is terug, hulle is bevry, maar daar's 'n klompie Jode wat agtergebly het. Ons praat ook van die diaspora. En Ester is deel van hierdie groep mense wat leef in 'n vreemde land met 'n vreemde kultuur. Hulle is dus 'n minderheidsgroep wat leef te midde van 'n kultuur wat nie hulle sinne is nie. En hulle moet 'n heidense regering oorleef. Sy leef in die tyd van koning Ahasveros, wat op daardie stadium 'n magtige wêreldryk regeer het oor die huidige Iran en Irak. Hy is koning oor ongeveer 127 provinsies. Ek gaan nou vir ons die storie van Ester lees. 480 jaar voor Christus was daar 'n belangrike koning. Sy naam was Ahasveros. Hy het oor 127 provinsies regeer, van Indië tot Ethiopië. En in sy pragtige paleis in die stad Susan het hy besluit om 'n reusefees te hou. Vir 180 dae lank het hy al sy rykdom en glorie gewys. Toe die feestyd amper verby was, het hy nog 'n partytjie gehou. Hierdie keer vir al die mense van Susan. En op 'n dag het sy koningin Vashti, sy koningin Vashti beveel om te kom wys hoe mooi sy is. Maar Vashti het geweier. En in daardie dae was dit nie aanvaarbaar om vir die koning nee te sê nie. Daarom verloor Vashti haar posisie as koningin. Nou het die koning 'n nuwe vrou nodig gehad. Al die mooiste jong meisies van die land is paleis toe gebring. Een van hulle was 'n stil en nederige meisie genaamd Hadassa, 'n Joodse meisie wat haar ouers verloor het en deur haar oom Mordegai grootgemaak is. Sy was beeldskoon, ja, maar daar was iets besonders aan haar hart ook. Die koning het lief geword vir haar en hy kies haar vir sy vrou. In daardie tyd was dit algemeen vir die Jode in die diaspora om ook 'n nie-Hebreëse naam te hê. Hadassa word Ester genoem. Ester word die nuwe koningin van Persië. Maar daar is 'n gevaar in die paleis. 'n Man met 'n donker plan, Haman, die koning se belangrikste amptenaar. Hy het verwag dat almal voor hom moes buig, maar Mordegai het geweier. Hy sou net voor God buig. Dit het Haman woedend gemaak en hy het besluit om nie net vir Mordegai te straf nie, maar om al die Jode in die hele ryk uit te wis. Intussen het Mordegai by die ingang van die paleis rondgestaan en hy het gehoor dat daar mense is wat die koning wou doodmaak. Hy het vir Ester daarvan gesê en sy het gesorg dat die koning die boodskap kry. Die koning se lewe is gered. Die koning was baie bly en hy het beplan om Mordegai te beloon. Haman het die koning oorreed om 'n wet te maak. Op 'n sekere dag mag almal die Jode aanval en hulle goed vat. Hierdie dag is bepaal deur die Purim te gooi, die lot te werp. Die Jode was in groot nood, hulle lewens was op die spel. Mordegai het vir Ester 'n boodskap gestuur. Jy moet met die koning praat. Maar dit was gevaarlik. As jy na die koning gaan sonder 'n uitnodiging, kon jy doodgemaak word.
Ester het geweet wat op die spel is. Sy het gesê, vra al die Jode in Susan om vir 3 dae te vas. Ek en my dienaars sal ook vas. Dan sal ek na die koning toe gaan, al kos dit my lewe. As ek omkom, dan kom ek om. Na 3 dae het Ester dapper na die koning toe gegaan. Hy het haar gesien en tot haar verligting het hy sy goue scepter uitgesteek. Sy het geleef. Meer nog, hy het gevra sy moet nader kom en gevra wat wil sy hê. Ester was baie wys en het nie dadelik gesê wat sy wil hê nie. En waarom sy eintlik met die koning wou praat nie, maar sy het gesê, ek sou graag 'n ete wou gee. Waartoe hy toestem. Een aand het die koning nie kon slaap nie en hy het beveel dat die boekrol met die amptelike kronieke, die verslag van daaglikse gebeure, gebring moet word. Toe dit aan die koning voorgelees is, het hulle op 'n inskrywing afgekom dat dit Mordegai was wat die koning laat weet het dat die mense hom wou vermoor. Die koning het besef dat Mordegai nooit beloon is nie. Haman was naby en die koning het hom gevra hoe hy iemand kon beloon. Haman was seker dat die koning van hom praat en hy het omtrent planne gegee vir die beloning. Die koning het hom gesê om alles wat hy voorgestel het vir Mordegai te doen. Haman was baie teleurgestel. Haman moes toe vertrek om die ete wat Ester vir hulle gereël het te kan bywoon. Ester het die koning en Haman na die spesiale ete genooi en toe nog een. By die tweede ete het sy haar geheim onthul. My koning, ek is 'n Jood en ek en my volk is verkoop om vernietig te word. Die koning was woedend. Wie het dit beplan? Haman, sê Ester. Haman het ineengekrimp van vrees voor die koning en koningin. Haman se plan het in sy gesig ontplof. Hy is daardie dag op dieselfde galg opgehang wat hy vir Mordegai gebou het. Mordegai het al sy besittings en sy titel geërf. Maar daar was nog een probleem. Die wet om die Jode aan te val kon nie gekanselleer word nie. Ester het weer na die koning gegaan om te pleit vir haar volk. Die koning het 'n nuwe wet gemaak. Die Jode mag hulself verdedig. En op daardie dag het hulle dit ook gedoen. En hulle het oorwin. Mordegai is verhoog tot 'n belangrike posisie in die regering. En die Jode het 'n groot oorwinning gevier. Hulle het 'n nuwe fees ingestel. Die Purimfees, om te onthou hoe God hulle gered het, deur die moed van een vrou wat gehoorsaam was, toe dit belangrik was. En dit is die verhaal van Ester. Ester wat 'n gewone vrou was, 'n weeskind, en te midde daarvan speel sy 'n belangrike rol in die redding van die volk. Ester is die enigste boek waar ons nie God se naam eksplisiet ernstig kry nie. Maar reg deur in die agtergrond sien ons dat God werk. Ons weet ook dat Ester 'n verhouding met God gehad het wanneer ons hoor dat sy vir Mordegai sê, ek sal na die koning toe gaan na 3 dae gevas het. Ester weet ten diepste waar haar krag vandaan kom. Sy luister vir haar oom en sy luister na wat God van haar verwag. Kom ons lees Ester 4 vers 14. As jy in hierdie tyd stil bly, sal daar van 'n ander kant 'n verligting en redding vir die Jode kom. Maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet, miskien het jy juis koningin geword vir 'n tyd soos hierdie. En dan vroeg sy. Sy sê eers nee. Haar lewe is op die spel om na die koning toe te gaan. Wat van haar drome, wat van haar begeertes? En dan besef sy, gehoorsaamheid is nou belangrik. En sy stem in om na die koning te gaan. Na sy en haar diensmeisies vir 3 dae gevas het.
3 dae wat sy in die teenwoordigheid van God deurbring. Ester 4 vers 16. Gaan bring al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas vir my. Moenie eet of drink vir 3 dae en 3 nagte nie. Ek en my diensmeisie sal ook vas, net soos julle. Dan sal ek na die koning toe gaan en al is dit teen die wet. En as ek omkom, dan kom ek om. Ester en haar diensmeisies vas. 3 dae lank. Ester het geweet dat menslike wysheid of moed kan sy nie vertrou nie. Sy het God nodig. Sy vas 'n daad wat haar afhanklikheid van God verklaar. Na die 3 dae in God se teenwoordigheid, bidend, vastend, vraend, pleitend, gaan Ester na die koning toe. En dan kyk die koning op. En sy hart word sag as hy vir Ester sê. Ester in haar skoonheid. Hy steek sy scepter na haar toe uit. En Ester kan nader gaan. En dan kan die res gebeur, omdat Ester gehoorsaam was. Die konsekwensies van haar gehoorsaamheid is baie, baie meer as wat sy gedink het dit gaan wees. Dit red 'n volk. Ester het in 'n vreemde kultuur geleef, maar haar identiteit en haar gehoorsaamheid aan God het nie verdwyn nie. Ester het verstaan nadat Mordegai met haar gepraat het, dat sy leef vir 'n tyd soos hierdie. Sy is gebore in 'n spesifieke tyd, in 'n spesifieke land geleef. Daar's 'n rede hoekom sy skoonheid het. Sy moes net gehoorsaam wees en haar gawes gebruik en God sal die res doen. Verstaan jy dit? Verstaan jy dat jy aan mekaar gewewe is in jou moeder skoot? Dat jy gebore is vir 'n tyd soos hierdie. Hier waar jy nou woon in Suid-Afrika, in Lixmundi, daar waar jy nou werk. Hoe lyk jou gehoorsaamheid? Wat is daar wat jy weet jy moet doen, maar jy kom net nie daarby uit nie? Jou vrees, jou onsekerheid, hou jou terug, jou omstandighede. Eintlik weet jy wat God van jou verwag. Jy weet wat sy woord sê. Jy weet wat hy sê oor jou naaste liefhê, oor God eers te stel, oor sy woord versprei. Maar jy kom net nie so ver nie. Ons kan Ester se voorbeeld volg. Ester het ja gesê en toe haar krag en haar wysheid in God gaan soek. So sê ja en dan gaan soek jy jou krag en leiding in God. Vas, bid en tree op. Gehoorsaamheid is belangriker as konsekwensies. Dalk is jy vasgevang in 'n situasie waar jy eintlik weet wat dit is wat jy moet doen, maar jy is bang vir die konsekwensies. Dalk moet jy vir iemand gaan jammer sê, maar jou moed begewe jou. Dalk moet jy meer leef soos God jou gemaak het, en minder soos wat jy dink die mense dink jy moet leef. God gee vir ons gawes. In Ester se geval was dit haar skoonheid. Haar skoonheid wat maak dat sy koningin word. Het jy al gedink daaroor dat jy op 'n sekere manier lyk, omdat God dit ook wil gebruik? Het jy dit al vir God gegee, sodat hy dit kan gebruik? Wat is jou gawe? Eintlik maak dit nie so baie saak nie. Wat belangrik is, dat ons gawes teruggee in God se hande, sodat hy dit kan gebruik, soos net hy kan. Ons gaan verras wees oor hoe God ons kan gebruik. Gehoorsaamheid aan God is nie altyd die maklike pad nie. Daar was makliker paaie vir Ester, maar dit is altyd die regte pad. Ons onthou van Noag.
wat 'n ark gebou het sonder 'n wolk in die lug en sy familie is gered. Ons onthou vir Abraham wat uit die land uit begin trek het sonder dat hy geweet het waarheen. En hy het die vader van nasies geword. Ons onthou vir Ester wat gehoorsaam was, al het sy geweet haar lewe is op die spel. Wanneer jy kies om God gehoorsaam te wees, kies jy nie gemak nie. Jy kies vir 'n doel, jy kies vir beskerming en jy kies vir seën. Wanneer jy God gehoorsaam, kies jy om deel te wees van iets wat baie groter is as jy. Gehoorsaamheid sal altyd vrug bring. Gee jou gawes terug in God se hande. Moenie terughou nie. Hou op verskonings uitdink. En kom ons doen dit. Kom ons is gehoorsaam aan God in die kleinste verstaan van wat ons dink ons moet doen. Kom ons vergeet van ons eie behoeftes, ons eie regte en kom ons soek die teenwoordigheid van die Here en kom ons staan verstom oor wat hy in en deur ons kan doen. Here, wanneer ons luister na Ester se verhaal, dan staan ons verstom dat U haar kon gebruik, 'n vrou in daai tyd, eintlik die minderwaardige weeskind. Dankie Here dat U haar op 'n spesifieke manier gevorm het, net soos vir ons. En dankie Here dat U ons wil gebruik. Ons kom vanoggend, vanmiddag, watter tyd ook al. Here, kom ons en ons kom sit ons gawes terug in U hande. En ons vra dat U dit sal gebruik tot U eer. Ons bid dit omdat ons weet dat die Heilige Gees dit in ons moontlik maak deur dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Amen.